en einde. U is die waaragtige God. Daar is niemand soos U nie, Here. U is wonderbaar, liefdevol. U is waaragtig. Here, vanmôre staan ons voor U en ons is mense met foute, mense met tekortkominge. Here, maar ons word omvou met 'n liefde wat selfs die engele by tye nie kan begryp nie. U gee om vir U kinders. U is lief vir U kinders. Al voel jou lewe vanmôre soos 'n stormwater. Al is dit stormwaters. Die Here sê, na waters waar rus is, sal hy jou heen lei. Hy is die een wat jou siel sal verkoop. So vergeet van stormwaters en begin sien die waters van rus wat God vir jou het. So maklik om jou oë op die geraas te vestig, terwyl die stil, sagte stroom net hier langs jou is. Keer jou rug op stormwaters. Fokus jou oë op stille waters, sê die Here. Ons eer U vanmôre, o grote God, in Jesus Christus naam. Alle eer, alle lof, alle glorie net aan U. Amen. Amen. Goeiemôre. Goed om julle te sien. En lekker om die bekende gesigte te sien. En dit is eintlik baie lekker hier wat die temperatuur betref. Ons weet wanneer moedspruite te kom. Jy doen dit nie in die somer nie. Wat is rof. Ons, ek en Maria bly nou daar op Naboomspruit en ons het maar 'n bietjie ook deurgeloop. Ek kan vir julle sê, dit was 'n rowwe somer. Maar nietemin, baie dankie Wynand vir die voorreg om vir die Here iets te kan doen hier by julle. Dit is hoe ek dit sien. Dit is 'n voorreg om vir God iets te doen. Dis dit. Daar's nie hieroor of daaroor nie. Ek is ook nie die tipe wat glorie soek nie. Glorie behoort aan God en hom alleen. En dis hoe dit is. Wanneer ons glorie soek, is wanneer dinge so verkeerd loop en wanneer die vlees oorvat. Nou goed, ek wil vanmôre met u gesels oor 'n tema wat, jy weet, wat doen jy met die autoriteit wat God vir jou gegee het? En hoekom ek dit doen is, dat soveel mense gaan gebuk onder lewensomstandighede wat jou baas raak. En is tyd om 'n einde daaraan te sit. Lewensomstandighede het nie nodig om jou baas te wees nie. En ek gaan vanmôre vir u deur hierdie eenvoudige boodskap, ek gaan praat, Andrei gaan volg, daar is skrifte, die ouens wat wil neerskryf, so as jy mis wat ek sê, dit sal agter my wees, die Kripnotes, en ek is al hoeveel keer gevang, dan vra ek vir die ouens iets, en dan is die next slide al op, dan ken hulle die antwoord, en dan dink hulle, maar hoekom vra jy ons dit, die antwoord staan klaar daar. So, dit is vir my baie belangrik dat u vanoggend hierdie, dis nie 'n konsep nie, dis die woord van God, snap. Want dit is tyd dat jy begin lewe in 'n oorwinningslewe. Hierdie tyd van pak slaag gee, gepanelbeat word en suffering moet stop. En dan vra jy vir my, maar hoe, dan sê ek vir jou deur die Here.
Stop, want hy gee vir jou die vermoë om dit teen te staan. Hou op om 'n verloder mentaliteit te hê. Hou op daarmee. Dit doen jou nie goed nie. Dit doen jou huislike omstandighede nie goed nie. Hou op om te dink jy's 'n loser, Andrei. Hou op om te dink jy's 'n loser. Stop met daai gedagtes, want jy entertain dit te veel. Te veel, en dit beroof jou van wat die Here vir jou het. Stop dit. Ek begin by Genesis hoofstuk 1 wat baie maklik is, dis die eerste boek in die Bybel, so julle sal dit maklik kry, maar die skrif is agterop. Dit kom by die skepping van die mens, Genesis 1 vers 26, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. Baie interessant dat hy sê, ons beeld, nou wonder ou, maar as jy nou kyk na jou liggaam en wie hy is, en jy kyk na God, is die ooreenkomstig so duidelik, dat dit moeilik is om dit nie te verstaan nie. Want God die Vader, God die Seun en God die Gees is ons, en hulle ons hier geplaas. Wie het die vlees geword op aarde? Jesus. Wie is die siel van God? Abba, Vader. En wie is die Gees? Die Heilige Gees. So as God in jou liggaam, siel en gees kan verenig soos wat hy in sy beeld is, daarom sê hy, kom laat ons mens maak na ons beeld. En wat het dit saamgebring? Hy sê, laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou. Ladies is not excluded. Nee, Monica. Not excluded. So hy het vir jou autoriteit gegee van die skepping af al klaar. Is daar iemand wat daarmee verskil? Dit staan geskrywe, as jy het nie hou daarvan die skeer die bladsy uit, eventually gaan jy met 'n komiekboek opeindig. Dat is goed jou nie pas nie. So, jy het 'n autoriteit wat hy vir jou gegee het, toe hy jou gemaak het. Wat is autoriteit? Iemand hier wat wil waag vir 'n definisie of ietsie? Ja, welkom, laat waai, laat ons hoor. Wat dink jy is autoriteit? As ek vir jou sê, jy het autoriteit, wat sê ek vir jou? As ek vir jou sê, jy het autoriteit oor jou banksaake, wat sê ek vir jou? Jy het beheer. Jy het die mag om te besluit oor jou banksaake, wat jy besluit. Nie wat jou omstandighede besluit nie, wat jy besluit, is wat gebeur. Het autoriteit. En wat gee autoriteit vir jou? A confidence to act. Dit gee jou daai vertroue om te doen, want ek het die autoriteit. So, verder in die woord praat dit ook van, ek dink in die psalmdigter het weer herhaal, U het alles onder ons voete geplaas. So, jou lewensomstandighede, is dit hier of daar? Kom, alles onder jou voete geplaas. Jou keuse, watse rangorde jy gee aan jou omstandighede wat besig is om vir jou klaar te maak. Jy sê, nee, julle daar, onder my voete, want God het my geskape na sy beeld. God het vir my die autoriteit gegee om te besluit, gaan my lewensomstandighede my onderkry, of gaan ek my lewensomstandighede onderkry? Vir jou besluit. Dan sê jy, maar hoe? Jy weet, want jy luister na die geraas van die vloede en jy draai weg van die stroom van stilte en vrede en verkwikking wat net langs jou loop. Want jy hoor hom nie, jy sien hom nie, want jy kyk vir die geraas en die geblaas van die vyand. Hy wil nie jy moet hier kyk nie.
Want dan verloor hy beheer oor jou. En dis die ding waarvan hy nie hou nie, want solank as hy jou kan beheer, dan is jy nie vir hom 'n probleem nie. Jy dink jy hou nie van probleme nie. Hy like dit nog minder. En hier's baie probleme vir hom wat hier sit. Hulle net hulle potensiaal besef in die Here. Jy kan vir hom 'n probleem raak. Nie hy vir jou nie. En hierdie confidence to act is die resultate van geloof. Confidence is the result of faith. Geloof. En dis 'n ding wat die Here, ek vra Here, wat moet ek vir Hoedspruit gemeente sê? Toe kom daar een woordjie op geloof. Net een woordjie, geloof. Nou ja, jy kan 'n hele preek uitwerk oor geloof. Maar dit kom uit watter omgewing bring jy hierdie geloof? Uit 'n oorwinnaar, uit 'n persoon wat autoriteit het se geloof, of een wat sê ja, nee, ja, die Bybel sê ons moet glo, ja, ja, ek glo, maar Here, die dinge verander nie, staan jy? Kan nie geloof uit daai omgewing bring en dit laat punte tel nie. Want hy wil dit klaar gewen. Jy kom uit autoriteit uit. Alles is onder my voete. Soos as onder die sole van my voete, Here, so vanmôre spreek ek hierdie probleme in my lewe aan, dat dit soos as onder die sole van my voete wees, Here, en dat wanneer ook al die bose klip oprig, dan sal ek my voet nie teen hierdie klip stamp nie, want U sal die engele aangaande my bevel gee, sodat ek my voet teen geen klip stamp nie. Verstaan jy hierdie geestesaspek waarvan ek praat? Wanneer jy goed onder jou voete plaas, druk Satan hulle die klip, dis waarvan hy praat, as hy sê in die woord, hy sal die engele aangaande jou bevel gee, en jou voet nie in die klip stamp nie, wanneer jy begin stap in die oorwinning, dan wil hy mos nou hê, jy moet jou voet stamp teen 'n klip. En dis wanneer hy hom opdruk, die van onderaf. Want kyk, hy is mos eintlik as onder die sole van jou voete, né? Dit hang af hoe jy stap met hom, met die Here, jou God. So moenie daai klip, worry oor daai klip wat hy druk nie. Ons kyk na Moses in Eksodus hoofstuk 14, en jy moet besef, Moses was nie 'n wonderlike ou van die begin af nie. Moses was 'n moordenaar. Moses het in die huis van Farao groot geword, maar daar was 'n roeping op hom, daar was 'n autoriteit op hom wat God op hom geplaas het. En dit was soveel so dat toe God hom roep, dat hy sê, ja, maar Here, ek kan nie praat, ja, maar dit, ja, maar dit. Hy het 3-4 keer gemaar, dat die Here gefrustreerd raak, en vir Aaron sy spreekbuis maak, en vir Moses sê, jy sal vir Aaron soos God wees, wanneer ons van God af hoor en profeteer, so sal Aaron wees, hy hoor die woord van Moses af, en hy sal dit gee aan die volk. En hier staan hierdie selfde ou wat klem lê op sy hakkelry en al sy moeilikheid, en hy staan voor die Rooi See, en Egipte is hier op sy agterend. Hy staan daar met 2 miljoen, 5 miljoen plus, ek weet nie hoeveel was hulle totaal nie. En almal kyk na hom. Jy het ons tot hier gebring, nou wat gaan jy nou doen? Kan jy dink daai man se angs op die stadium? En hy sê in vers 13 aan die volk, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle vandag die Egiptenare sien, sal julle nie weer sien tot in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry, julle moet stil wees. Hou op stry. Hou op dinge beheer vat op, jy weet wanneer jy buite God optree en jy doen net goeders uit soos wanhoop. Dis nie hoe dit werk nie. Autoriteit is nie wanhoopig nie. Autoriteit is nie wanhoop nie. So moenie laat wanhoop jou oorvat nie. En toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel, hulle moet wegtrek, en jy, hef jou staf op, steek jou hand uit oor die see, en kloof dit. Nou ja, staan jy dan nou voor daai see, en die Here sê vir jou, kloof dit, dan sê jy nou maar hoe? Jy verstaan, maar die Here het vir hom autoriteit gegee.
'n mandaat gegee. Doen dit. Soos die Here vanmôre vir jou 'n mandaat gee om te sê, hou op wat jou probleme jou baas is. Staan op die belofte. Moenie sukkel en laat jou probleme jy sien te veel goed wat sleg is en dan dink jy, die Here kom nie deur nie. Jy het soveel uitdagings. En dan wonder jy, waar is hy? Hy sê, ek kloof die see op dat die kinders van Israel op droë grond deurtrek. Moses steek sy hand uit oor die see, die Here het 'n sterk oostewind oor die see laat vloei, die hele nag deur, die see droog gemaak, die waters is gekloof, die kinders van Israel het toe deurgestap, almal ken die storie, en toe hulle deur is, want daar was nog een deel van hierdie mandaat wat nie klaar is nie. Hy het vir Israel gesê, luister, julle gaan hierdie Egipte nie weer so sien, hierdie Egiptenare. Eerstens het God die verlossing gebring van die probleem af, en tweedens was daar nog 'n ding wat hy gesê het, jy gaan hierdie ouens nie weer sien nie. Draai om, steek jou staf uit, en maak die Egiptenare toe. Julle gaan hulle nie weer sien nie. God maak 'n ding klaar. Wat God begin, maak God klaar. God doen nie halwe goed nie. Sien, ek sê vanmôre vir Maria toe ons hiernatoe ry, ek sê vir haar, wie jy? Ek sê God is God in armoede, hy bly God in rykdom. Hy is God in siekte, hy is God in gesondheid. Maar wanneer dit kom by welvaart en wanneer dit goed gaan, dan val ons van die wa af. Wanneer ons net gesond is, dan val ons van die wa af. En soms deur daai mentaliteit van wanneer dit goed gaan, daai spaarwiel mentaliteit, gebeur daar goed met jou en dan wonder jy, dan is dit die Here wat vir jou sê, eike, luister hierso, kom bietjie weer nader hier, jy is besig om te dwaal. Psalm 119, sy lees het vir my, sê Dawid, hy sê, jong, toe ek afgedwaal het, hy sê, I was afflicted, maar nou dat ek weer terug is, alles is weer goed en reg. U is maar die beste. Ek sê dit nou in 'n parafrase manier. So wat was die belofte? Wat God aan die Israeliete gee, hy sê, die Here sal vir julle stry. Julle moet stil wees. Met ander woorde, moet nie dat hierdie stormwaters hier woed nie. Be still and know that I am God. Daai liedjie wat ons sing, be still and know that I am God. En hy het beloof, Eksodus 14:14, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Wat ek ook vir mense sê is, begin om skrif in jou gebede in te spreek. Spreek dit. Wanneer jy bid en jy is in die omstandigheid en sê, Here, ek weet dat U vir my stry. Ek weet, Here, en daarom maak my stil, soos 'n kind wat deur sy moeder vasgehou word en hy vrede het. Die bemagtiging. Jy steek jou staf op. God bemagtig elkeen van ons. Ons het dit in die begin gesien, alles is onder ons voete. Moses wys dit. Trek deur. Maar een ding van autoriteit is, autoriteit beteken niks as jy op jou agtersteewe sit nie. Jy kan al die autoriteit in die wêreld hê. If you don't use it, lose it. Satan gaan terugvat, baie gou-gou. So gebruik dit, dis 'n aksie, dis iets wat jy moet doen, kan nie net terugsit en verwag dit sal nou maar gebeur. Ja, ek het die autoriteit. Ja, en? Ja, ek het die autoriteit. En? Doen iets daarmee. Doen iets daarmee. Jy weet, jare terug, toe die Here vir my geroep het om besig was met my, in Pietersburg sit ek een oggend en ek bid, en die Here kom haal my en hy vat my na die 3de hemel toe.
En hy sê 'n klomp goed vir my en ek is tot vandag toe vies vir myself want jy is nog jonk en jy onthou nie alles nie, maar die woorde wat ek onthou tot vandag toe, want dis wat belangrik is en hy het geweet. Hy het vir my gesê, jy het die gawe van geloof en hy het die volgende woorde gesê, nou gebruik dit. Hy gee net daar vir my die mandaat, hy gee vir my die gawe en hy gee net daar die mandaat. En dis die woorde wat ek daarom onthou. Prys die Here, maar dis die woorde wat ek nog die minste in my lewe gebruik het. Ek is nou besig om bietjie daarmee dit te gebruik. Gawe van geloof is nie sommer net van, nee, jy kan bid en daar gebeur wondere. Uit die atmosfeer, die omgewing, kom dit uit 'n loser omgewing, kom dit uit 'n autoriteit omgewing. Dis hoe jy dit toepas. Goed. Die ander ding is, wanneer God vir jou autoriteit gee, hy het dit nie weggeneem nie. Jy het daai autoriteit, altyd. Dit hang af of jy dit gebruik of nie, né? So God neem dit nie weg nie. Toe Moses hulle deur die see is, wat het gebeur? Daar's 'n deel wat moet klaarkom. Die Egiptenare wegvat, dat jy nie weer sien nie. En hy het klaar gemaak. Kom ons kyk na die volgende twee gevalle, Elia en Elisa, in 2 Konings 2 vers 7 tot 15. Daar was profeteskole in daai jare, so jy het jou profeet gekry en jy het nou die appies gekry, nê? Die disippels wat leer by hom en wat groei en sien hoe hy dit doen en by hom leer en Elia het 'n ou gehad soos daai en dit was Elisa, soos wat Moses vir Joshua gehad het, wat heeltyd net daar by die tent wil wees om te hoor wat sê die Here vir Moses. Hy was altyd daar. Kyk, as daar iewers iets is van die Here, dan is hy voor. Hy was daar. So was Elisa. Hy het besef dat, luister, Elia se tyd is min, en Elia het probeer van hom ontslaa raak, maar ou Elisa klou hoor. Hy klou soos 'n magneet, want hy weet, hier kom 'n ding. En die twee stap toe, en hulle kom by die Jordaanrivier, en Elia haal sy mantel af, en hy rol hom op, en hy slaan so op die water, en tjoep, daar split die water. Nou sien die 50 profeet appies dit, en Elisa staan ook en kyk, hier, dit is 'n grand spel hier, julle sal nou kom sê, ek is nie ding is die woord nie, en die twee stap deur, en Elia vra vir hom, wat begeer jy van my? Elisa sê, dubbel van die salwing wat op jou is. Elia sê, jy vra 'n moeilike ding, maar as jy hier is, terwyl die Here my kom haal, so sal dit wees, en almal weet, hier kom die strydwa met die brandend, en hy sien toe, dit gebeur voor hom Elisa, die wa van vuur met perde, wat toe nou hulle twee skei, en Elia is toe op na die hemel, Elisa het gesien en geroep, my vader, waarvan Israel sy ruiters, en toe hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en 2 stukke geskeur, en hy tel die mantel op, so toe Elia gaan, toe val sy mantel op die grond. En dadelik vat Elisa daai mantel en hy trek hom aan, en hy stap, en raai wat? Hy moet teruggaan deur die Jordaan. Want die 50 appies staan nog aan die ander kant, en hulle het nou die ding gesien. Jy verstaan. En Elisa doen die volgende, hy vat daai mantel, hy slaan op die water, en hoor wat sê hy? Hy sê, waar is die Here, die God van Elia? Waar is die Here, die God van Elia? Hy is heeltyd saam met Elia, maar God het hom nog nie bekragtig nie. En Elia wat hy gevolg het hierdie in hom gehad, dis hoekom hy dit wou hê. Hy het nog nie daai verhouding gehad nie. En die Here kom bekragtig hom, want hy het die autoriteit gehad deur die mantel wat hy in sy hand gehad het. En hy het geact, hy het gedoen. Onthou wat ons sê,
Help nie, jy het autoriteit, jy doen niks. Die profete seuns wat in Jerigo was, het op afstand dit gesien en gesê, die gees van Elia rus op Elisa. En hulle het hom tegemoet gekom en voor hom na die aarde gebuig. So, dit is wat daar gebeur met autoriteit. Kom ons kyk gou na die Nuwe Testament. In Lukas 10 vers 19 sê die Here, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, oor al die krag van die vyand, niks sal julle ooit skade doen nie. Dis nie letterlik slange en skorpioene. Ja, dit kan gebeur. Paulus het een aand toe hulle op 'n skip gesink het, 'n buiteslang om in die hand, hy het hom so afgeskit in die vuur en daar niks met hom gebeur nie. Ja, dis moontlik. Maar geestelik gesproke, ons geveg is geestelik, julle moet dit asseblief net verstaan en besef, dit wat manifesteer is in die vlees, maar dit wat gebeur is in die gees, en dis daarom wat dit belangrik is, dat jy die Here, jou God, as saligmaker ken en gees vervuld is, want sonder die Heilige Gees in jou lewe, is jy maar kragteloos. Kyk na die 7 seuns van Skiwa, gebruik die naam van die Here, dryf duiwels uit, en toe sê die duiwels, maar wie is julle? En hulle drie en daai 7 ouens goed op, want hulle het sonder die gees van die Here probeer autoriteit beoefen. So dit is belangrik, alles wat met jou gebeur, is daar 'n geestelike oorsprong, besef dit net, goed of sleg, dis wat jy vanmôre moet verstaan. Want ons stryd is nie in vlees en bloed nie, maar teen wat? Die owerstes, munisipaliteit, die ouens wat in die geestesrealm werk. Dit wat jy nie sien nie, en dis wat dit vir jou moeilik maak. Maar as jy daai koneksie maak en jy vat die koneksie met jou autoriteit en jy bring die twee bymekaar, dan het Satan 'n probleem. Jy. Dan sê jy vir hom 'n probleem. Want die lig het aangekom en jy besef, hoorie maar, wag 'n bietjie. Hierdie wat ek deurgaan is in die vlees. God is gees. En die wat na hom toe gaan, moet glo dat hy is en ook in gees na hom toe gaan. En daarom as hy praat van slange en skorpioene, beteken dit goed wat waar gegooi word. Kry jy skorpioen daar? Kry jy hom hier? Waar kry jy skorpioen? Daar. Waar kry jy slang? Wel, behalwe boomslang, hy kan seker daar bo op klim, sure. Maar wat is die slang se ding oor hom uitgespreek? Jy sal seil op jou maag, jy sal stof oplek. Onthou ons praat geestelik. Alles is onder jou voete geplaas. Slang, skorpioen, geestelik. Want daai geestelike oorwinning gaan manifesteer in jou vleeslik ook. Gaan dinge ook regloop. Want dis waar die battle is. Nie hier waar ons sien nie. Happie jy fight met die taxi driver nie. Taxi driver word gebruik om jou geestelik swak te maak. Dis wat hy gebruik word. Dis wat hy doen. Goed. In Johannes 14, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Groter werke sal hy doen, want ek na die Vader toe gaan. Ons is bemagtig, bekragtig om op te tree toe ek, God se koninkryk op aarde, moet deur ons uitgebrei word. Jy is nie hier net vir jouself nie. Jy is hier vir die koninkryk van God. Kry dit, besef dit, verstaan dit. Jou wandel en handel met die koninkryk van God uitbou. Nee, almal kom staan nie voor op die stage en preek nie, en ek hou nie van die woord preek nie, deel nie. Want almal wat voorstaan is nie noodwendig die ou in die straat wat in jou werksomstandighede is waar jy die lig kan laat skyn. Op jou plaas waar jy boer, waar jy kan voet neersit in die gees en dinge laat gebeur nie. Verstaan? Dis waar jou dinge gebeur. Waar jy is. En waar daai autoriteit saam met jou is, laat jy dinge gebeur. Here Jesus sê, wat ook al, en dit is alles in Johannes 14, wat ook al jy my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Die glory belongs to God. God deel nie sy glorie met iemand nie. Jy is nie so groot en great nie. Dis God. En klaar. Goed, as julle my liefhet,
Bewaar my gebooie. Wat was die gebooie wat die Here gegee het? Hy praat daarvan in Matteus 22. Hy sê, toe daai skrifgeleerde hom vra, wat is die grootste gebod? Sê die Here Jesus, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod, en die tweede ding wat hy kwalifiseer, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So, jy het hierdie gebod van God eerste lief. En dan, vir enigiets wat jy wil doen in die gees, as jy dit nie met liefde doen nie, dan is jy net 'n klinkende simbaal, dan raas jy net. Al het ek die tale van engele en mense, ek nie die liefde nie in 1 Korintiërs 13, dan het ek 'n klinkende metaal lydende simbaal geword. Wat is die tweede belangrikste? Geloof. Geloof. Dis wat ek hier staan en vanmôre sê, beteken niks. Al die autoriteit en alles wat ek sê, alles wat ek jou vertel hier vanmôre beteken niks. As jy dit nie glo nie. As jy nie begin optree nie. As jy nie uit hierdie verloorder attitude van jou uitblitsigheid kom en begin autoriteit neem en goed onder jou voete plaas, letterlik as jy bid, sit dit in die gees onder jou voete stap dit en doen dit en druk dit onder en sê, vyand, jy is soos as onder die sole van my voete. No weapon formed against me shall prosper. Spreek dit, sê dit vir hom. Hy hou nie daarvan nie. Dit bou jou op. Hy like dit nie. Laat hy begin hoor. Want al wat hom laat nie buig het, is toe die Here Jesus vir hom begin sê, hy begin, daar staan geskrywe, dis die Here Jesus, maar daar staan geskrywe. So sê jy vanmôre en van nou af in jou gebedslewe, daar staan geskrywe, Here, ek is in u beeld geskape. Daar staan geskrywe, Here, ek is net 'n bietjie laer as die engele. Daar staan geskrywe, I'm fearfully and wonderfully made. Daar staan geskrywe, Here Jesus, dat ons toegang het tot elke geestelike gawe in U. Daar staan geskrywe, Here Jesus, dat U die realiteit is. Nie my omstandighede nie. Nie my siekte nie, nie my tekortkoming, nie my finansiële worries nie. U is die realiteit. Hoekom? Want dit gaan geestelik en dit spoel oor in die vleeslik. En net so draai ons om in die vleeslik en ons spreek die woord van God en dit spoel oor in die geestelik. Om ons meer as oorwinnaars te maak deur die Here Jesus wat ons krag gee. Wil jy vanmôre meer as oorwinnaar wees? Jy's klaar. Begin optree soos een. Stop hierdie nonsens. So, liefde is bitter belangrik. Jy kan nie vir God se koninkryk enigiets doen as daar nie liefde in jou is. Jy kan nie eens vir jouself goed doen nie. Party mense het hulle self nie eens lief nie. Dis bad. Nee. Tyd om die spieël ding te doen, na die spieël te kyk en jouself in die oë te kyk en sê, weet wat? Jy is miskien bless, jy het nie meer hare nie. Kyk hoe lyk jy is grys, maar ek is lief vir jou. Want die Here in my is lief vir jou. Maklik soos dit. Dis nie I love myself, oh I'm the greatest nie. Dis net om te sê, Here, ek erken hierdie persoon wat U geskape het. U maak nie foute nie. U maak nie foute nie. En daarom sê ek vanmôre, sê vir jouself, ek het jou lief want die Here het jou lief. Goed. Dan hy praat daar in Hebreërs 11. Hy sê, wat sal ek nog meer sê, want die tyd my ontbreek, dit is soos my, die tyd ontbreek my. As ek van Gideon, Barak, Samson en Jefta, Dawid, Samuel en die profete se verhaal wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry het, bekke van leeu's toegestop het, en die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug het, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het. Geloof. Nie een vanoggend het hier ingekom en gaan wonder voor jy sit of jou stoel jou gewig gaan dra nie. Nie een van julle nie. Want jy het 'n wete, 'n besef, it is possible. Jy het nie eers daaroor gedink nie.
So werk geloof in die geestelik. Jy dink nie eers meer daaroor nie, want jy weet, in God is alles moontlik. Net soos jy vanmôre gaan sit het, sonder om te dink. So werk God, wanneer jy in hom glo. Wat sê die disippels? Ag Here, gee ons geloof. Het julle maar die geloof van 'n mosterdsaadjie. Dan sal julle vir hierdie berg sê, ontwortel en gooi jouself in die see. En dink jy, nou, Moses het 'n hele Rooi See oopgekloof met sy mantel. Elisa het 'n mantel gevat en deur die Jordaan gestap. En dan noem hy al die ander voorbeelde. Wat maak jou minder as hierdie mense van wie ek hier praat? Wat maak jou minder? Jy's nie minder werd of minderwaardig teenoor hierdie mense nie. Die Here Jesus het gesê, meer gaan julle moet doen, want my tyd is op, ek moet na my Vader gaan. It's time for more. It's time for more. Dis tyd vir meer. Hoekom sê ek vanmôre hierdie boodskap? Hoekom praat die Here? Hoekom sê hy, Hoedspruit gemeente geloof? Want die Here wil hê, dat julle meer as oorwinnaars wees, moet klaar wees, sodat julle kan aangaan na die volgende goed. Want Satan het dit reg gekry om jou so besig te hou met jou omstandighede, dat jy jou visie verloor het. Ja, jy het jou visie verloor. Time to switch it back on. Kevin, jy het nog soveel evangelistiese werk om te doen. Daar's min van julle ouens. Moet nie laat dit vervaag het weens jou omstandighede nie. Inderwaardig dat die omstandighede maak dat jy nog meer vurig dit sal doen. Daar is nie baie van julle ouens nie. Jy is kosbaar vir die Here. It's time to move. It's time to move, sê die Here. Hierdie idle is nou klaar. Jy het klaar geidel. As daai oudie van jou warm is en jy trap hy voet en hy move, so sê die Here, Kevin, it's time to move. Jy is warm genoeg nou. Jy kan maar ry. Hy het jou gespaar, hy het jou nog 'n kans gegee. Gebruik dit nou, sê die Here. Gebruik dit nou. Jakobus 1 vers 6 praat hy van ons, hy sê, hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Die mens, so mens, moet nie dink, dat hy iets van die Here ontvang nie. Want twyfel takes away your confidence to act. Doubt takes away your confidence to act. Twyfel maak dat jou autoriteit gezero word. Jou autoriteit is daar in naam, maar nie in daad nie. Dis wat twyfel doen. Time to speak up. Time to speak out. Time to stand. Time to take your territory. Hou jou grondgebied. Moenie dit afgee nie. Gaan nie oor om jouself te bewys nie. Hou net op daarmee. Dit gaan oor om God te wys wat hy doen deur jou. Jy hoef nie jouself te bewys nie. Ek staan hier vanmôre, ek sê, Here, if they don't see me, better. If they don't hear me, even better. But if they see you and hear you, how great it is. Then I am done what I came to do. En dis hoe dit word. Dis hoe dit word. Ek sluit af, het sê Jakobus 4 vers 7, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, en hy gaan vir jou wegvlug. Hoor wat hy sê, die duiwel gaan wat doen? Gaan hy wegloop. Hy gaan wegvlug. Dit staan geskrywe. En wat gestaan geskrywe is wat daar is. Daar's geen ander waarheid nie. Dit staan geskrywe.
En dis wat jy gebruik, en dis wat jy sê, en dis wat jy bid, daar staan geskrywe in al jou situasies, en al hierdie dinge wat jy deurgaan. Sê die Here vanmôre vir jou, kyk weg van die stormwaters. Hy sê, luister na die stroom, wat net hier langs jou is. En jy sal verbaas wees oor wat God kan doen. Ek sien berge en dale by jou, ek weet nie hoekom. Die Here sê dat dit gaan so. Dan is jy bo op die berg, dan is jy in die vallei, as jy weer bo op die berg, as jy weer in die vallei, voel nie of daar 'n steady basislyn is met hy. Dan vra jy, die Here weet jy